Goeiemôre gemeente, baie welkom hierdie lieflike goeie Vrydagmôre in die huis van die Here. Die saam met ons gemeenskap van die Heiliges van verkeer, baie welkom. Een en al. Ons sê ook vir die jaar 12 môre, baie welkom Roemie, ons die erediens die nagmaal onderdien. Mag die Here jou seën en dat die woord kom lê. Nie baie afkondiging sien, net so 'n paar redeltjies is gelyk. Nu gaan ons die erediens bedien. Dan gaan ons voorstelling en bevestiging van die nuwe kerk kan doen. Daar gaan ons na kom. Ons wil graag aan alle besoekers baie welkom sê, die wat in ander gemeentes is, baie welkom, die van julle wat aansoek gedoen het by die kerkraad, om nagmaal te gebruik, die toestemming is verleen, voel vry om saam met ons nagmaal te gebruik. Dekers, baie welkom. Goeiemôre geliefdes van ons Jesus Christus. Preekers, die stemming van die Here is so reg gekry. Ons het dit so dat sing ons as koor saam Psalm 188. Psalm 188 wat ons vers 1 vers 3 sing, terwyl ons dit so sing.
as hoflied. Liefdes, kom ons staan en sing saam. Die Here is koning na die volke weer. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Predikers, ons gaan luister na die samevatting van die wet soos wat ons het vind in Matteus 23 en daardie samevatting van die wet van ons skuldblyde saamsing
Psalm 71. Psalm 71 daarvan vers 2 en vers 3 as skuldbeleid. Maar het staan dit in waar jy ontstaan van my die genade onderhouding, die geloofsbeleid. Maar die geloofsbeleid is Psalm 80, waarvan vers 2 en vers 3. Maar kom ons luister die samenvatting van die wensens van die Here Jesus en self ons gee aan Christus. Toe die Fariseërs hoor dat die Sadduseërs met hom gesond het hulle saam vergaan. Een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om te versoek en te sê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. Die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar hierdie twee gebooie, julle en Amen.
20. Matteus 27, lees vanaf vers 31. Matteus 27, lees vanaf vers 31 tot 66. Die toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene, die naam van Simon. Hom het hulle gedoop in sy kruisnaam. Hulle het op hom 'n plek wat Golgotha genoem. Dit beteken plek van worstel. Die vrou was saam met die galgenwerk. Toe hy dit proe, wou hy nie bly. Maar het hulle hom gekruisig het, dit sy klere verdeel deur die dop te werk, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is. Hy het my klere in mekaar gedeel, en oor my gebaar die dop werk. Hulle het gaan sit en daar gebaar. Ook in sy boek is sy skuldig skrif gestaan. Dit is Jesus, die koning van Jode. Toe word daar saam met hom twee rowers gekruisig, een aan die regter en een aan die linkerkant. Die verbygangers het hom gesmaak terwyl hulle op hom geskik. Sê, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red uself. As die seun van God is, kom af van kruis. So het ook die owerpriester saam die skrifgeleerdes, ouderlinge gespot en sê, ander het hy verlos, homself kan hy verlos. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal glo. Hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos as hy behaag het. Hy sê, ek is die seun van God. Op dieselfde manier, die rowers wat saam met hom gekruisig was, om ook te doen. Maar die 6de uur, daar duisternis gekom, oor die hele aarde ontweken. Omtrent die 9de keer het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dis, my God, waarom het U my verlaat? Sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, hy roep Elia. Maar dit daar, wat 'n kind van hulle, neem 'n skons en maak dit vol as sy, en sit dit in die naam. Maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia kom om te verlos. Maar Jesus weer met 'n groot stem geroep, Gees. Kyk, die voorhangsel van die tempel het geëxecuteer van dood tot dood. Die aarde het gegewe die volseens. Die kracht het oorgegaan en baie liggame van die onstaanbaar is opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die graf uitgegaan en in die heilige stad omgekom en aan baie verskyn. Toe die hoofman verhoor, die wat saam met Jesus bewaak het, die aardbewing sien en dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en sê, waarlik, hy was die seun van God. Nou was baie vroue wat het van ver af beskou het, wat vir Jesus van Galilea kom. Vir hulle was daar Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus, Christus, moeder van die seuns van Zebedee. En toe dit maand daar 'n ryk man van Arimatea gekom, die naam van Josef, wat self ook 'n disipel van Jesus was. Hy het op Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra, beveel Pilatus dat die liggaam afgegee ons word. Josef het die liggaam geneem, dit met skoon dinge toegelaat. Dit in sy nuwe graf, wat hy in die rots uitgegaan. En nadat hy 'n groot steen die opening van die graf gerol het, het hy. Maria Magdalena was daar en die ander Maria het by die hek oor die graf gesit. Volgende dag, dit is die dag na die voorbereiding, kom die owerpriesters, die Fariseërs
daar te staan en sê, my Here, ons herinner ons dat die verleiding, toe hy in die Here was gesê, oor 3 dae bestaan, op, gee dat betaal by die graf verseker word, tot die 3de dag. Dat sy disciples miskien by die dag kom, en steel. Volk sê, hy opgestaan, naas die dwalings sterker is as die eerste. Daarom sê Pilatus vir hulle sal wag, want verseker dit soos julle dit verstaan, en hy gegaan graf verseker, en die steen versteel, deur die woorde wat maak. Dit is so ver die woord van Dirk, Salem is af en woord, sy hart bewaar, kom ons word stil voor die Here. So laat het God deur ons Vader. Die heerlik is dit om op hierdie dag, op 'n goeie Vrydag met te mag stop, waar ons dink aan die kruising vir ons Here Jesus Christus, waar hy sy vernederde posisie bereik, maar hy sy lewe gegee, verwerk deur God, verwerk deur mens. Alles, en elke wat gedoen word. Dankie dat ons hierdie dag as 'n vreugdesdag kan. En U mag verhef vir dit wat U doen. Dankie dat U vir ons doen. Maar Here, weet nou vir ons woord. Spreek U nou met elkeen van ons, dit wat ons hoor, die woorde sal wees, en spreek met ons, dienstdag, dienstmaag, luister. Werk die Gees in ons hart, dat ons bevangen is in ons. Ons dood sal. Ons bid alles in ons saam, ons bid afhankelijkheid van ons Heer van alle. Die naam van ons Heer Jesus Christus. Werk die verneem. Amen. Geliefde gemeente van ons Heer Jesus Christus. Jesus se lewe op aarde word gekenmerk deur Here. Ons praat daarvan as die weg van vernedering waarlangs hy moes stap, om uiteindelik sy vernederde posisie aan die kruis. Die eerste keer wat hy moes neem in die vernedering was sy mensdom. Want hy moes sy verhoogde posisie in die hemel verlaat. Die mens gelyk in alles afgesien van die sonde. En deel van die mensworde is ook sy verwerping, want toe hy neergedaal het in die mens, het hy ook beleef dat sy eie mens nie aanvaar. Sy eie mense verskoon, sy eie mense nie om die aarde, soos wat ons Johannes dit lees. En die rest wat hier van die skiets vir ons 'n prentjie van die weg van vernedering waarna ons Jesus op aarde gestap. Hoe hy deur sy eie mense verlaat is. Hoe dit die Joodse volk is wat hom versoek, hom verstoot en uiteindelik veroordeel en sonder skuld voor Pilatus bring. Sy eie volk wat wag wat hoog geraad van die ster sodat hy die kruis voor Pilatus gaan die vernedering voor. Dat hy die koning van die wêreld voor 'n aardse regter moet staan en sy saak moet verdedig. Sonder skuld het hy steeds reg. Dit alles sodat ons nie voor die regterstoel van God hoef te staan en die regverdige oordeel wat op ons toe kom hoef te dra. Geliefdes, al die vernedering, maar net klein stappies wat geneem word, om uiteindelik die hoogtepunt te bereik. En vandag kom ons by die hoogtepunt van Jesus Christus. Hy kruis vasgestaan is, sonder skuld. Hoe hy
vir die volk wat geskreeu het, kruisig hom, sy lewe neer. Sy bloed vergiet is, vir 'n volk wat eens gesê het, laat sy bloed vir my en my familie. Christus het die vernedering deurgegaan. En is op Goeie Vrydag wat ons juis weer dink aan daardie weg van vernedering tot aan die kruis. Daar is asem. Want daar op Golgotha hang hy aan 'n vloek. Ons lees in Deuteronomium 2 vers 23 dat God die kruisdood vervloek het. Hy sê, een wat opgehang is deur God vervloek. Die kruisdood is so 'n vernederende dood, dat dit bestem was vir die slegste van rowers, die grootste van moordenaars, die slegste misdadigers wat hulle kruis is. Kruisdood is so vernederend, dat 'n Romeinse burger nie in 'n kruis mag hang. Doch, is dit die dood wat God vir Christus bedoel. Die Heilige Katekismes antwoord 39 sê, hy moes gekruisig word, want daardeur is ek seker dat hy die vervloeking wat op my gerus het, op hom geneem, aangesien die kruis deur die kruis is die toppunt van vernedering. Maar die kruis is ook die toppunt van Christus se verlating. Want die kruis is besonder, 'n mens hang tussen die hemel en die aarde. Jy raak nie aan een van die twee nie. Jy raak nie aan die hemel nie, want die hemel wil jy nie hê nie, maar jy raak ook nie aan die aarde nie, want die aarde wil jy nie hê. Hy sê daar van kruis steeds gedoen. Dit word vir ons duidelik, want as Jesus gekruisig word, dan sien ons hoe die verbygangers vir Jesus smaak. Skindlik op. Dis dan die man wat gesê het, hy sal die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou, en nou wil hy homself nie eens doen. Hy sê die 40 lees ons, maar die owerpriester, die skrifgeleerdes, die ouderlinge van die volk, wat staan in ons op. Hy sê dan ons, hy is die seun van God, as God dan hom behaag, laat hy hom red. Als die burgers wat verdien dan sal opgaan word in kruis, spot vir Jesus. Vers 55 en 56 sien ons hoe die vrouens wat hom gevolg, die wat hom gedien het, die wat vir hom lief was, daar op 'n afstand gestaan het en gekyk het. Daar aan die kruis is hy heeltemal alleen. Daar's niemand naby hom nie. Die aarde wil hom nie hê nie. Nog is dit nog nie die hoogtepunt van die vernedering, want daar aan die kruis word hy ook deur God verlaat. Hy roep uit in vers 46, Eli, lama sabachthani. My God, waarom kom ek nie by jou gegaan? Daar aan die kruis word die hemel oop. Dit is vrede. Klink onmoontlik, hy sal God, hoeveel die hemel om nie, en daar moet ons besef, ons moet ook dit in die oordeel wat ons moes verdien is, ons moes in die hel ingaan, ons moes verlaten wees van God, en daarom word hy deur God verlaat. Ons, hy moes in die diepte van die hel ingegaan het, om ons straf op hom te neem, daarom bely ons dat hy ter helle neergegaan. Wat God en van mens bepaal. Daar aan die kruis, daar sy sielagstasie. Dit is God. Die vernedering, alles wat opgebou het op die stadium, dit is voltrek, dit is klaar.
lewe vir ons. Daar aan hy leweloos doringkroon op sy kop en 'n bordjie wat lees, dit is Jesus, koning van die lewe. Verheerlik, moes dit wees. Nog geliefdes, is dit nie die bestemming. As ons na die kruis kyk, die kruis is weer. Hy hang nie meer daar nie. Nie, hy word afgehaal van die kruis af, hy word begrawe. Sien mens as uitbesteed. Sien neergelê word, is dit jou laaste plek hier op aarde. Dis so 'n finaliteit, dit moet nou verby wees. Tog sien ons dat die graf die draaipunt is van verneem. Want ja, daar's nog elemente van vernedering by die graf, maar hier begin Christus se verhooging. Word afgehaal deur 'n man, 'n ryk man van Arimatea by die naam van Josef. Josef het ons gelees, was 'n disipel van Jesus. Maar as jy die ander deel van Evangelie gaan lees, dan sien ons dat Josef was deel van die Joodse raad. Hy was 'n owerste in die Joodse raad. Maar Josef het nie saamgestem met dit wat hulle gedoen het nie. Hy was 'n regverdige man, 'n man wat die koninkryk van God verwag. Daarom gaan Josef gaan op Pilatus vir die hy vra wie gaan. Hy wil sy Here wat hy volg eerwaardig gaan begrawe. Hy wil die liggaam hê sodat die Jode hom nie verder kan sien. Hier is dat hy hom in nuwe skoon doeke toegedraai. Dis nie sommer 'n ou vyeldoeke wat rondgelê het nie. Daar's moeite gedoen om met die skoon doeke toe te draai en hy word gevat in 'n nuwe graf. Uitgekap en die voetse uit neergelê. Dit is nie die begrafnis van 'n onregverdige nie. Dis die begrafnis van 'n koning. Eerwaardig word Christus daar in die graf met liefde en ontferming neergelê. Man wat vir Josef vra. Man die naam van Jesus. Dieselfde Nikodemus wat hier in Johannes 3 vir die Here gevra het. 'n Fariseer, 'n owerste. 'n Man wat Jesus liefgehad het en opgevolg. Verder daar by die graf sien ons Maria Magdalena en die ander Maria was daar gewees, maar hy het so op afstand gesit en het gekyk na wat aan die gang is. Hy het gesien waar die liggaam van Christus neergelê is, as die steen weg of toegemaak word, die graf toegemaak op die steen, dan gaan sit hulle daar. Dis kan een aan die taal om mense met die begrafenis van Christus. Dis die begrafenis van Christus. Dink net so 'n paar jaar terug in die begin van Engeland, die land het tot stilstand. Strate is toegemaak. Die mense het duisende op die strate bymekaar gekom om rou te bedryf oor die dood van die koningin. Hy het alpas gehaal in die wet. As jy die ernstige rou oor die dood van die koningin, die koning in die wêreld, dit is verkeerd. Maar die heilige moment, die manier hoe hom begrawe is verkeerd. Daarom is die graf die draaipunt wat plaasvind. Nie meer die vernedering, maar nou die verheffing.
tot waar hy uiteindelik op sal vaar na die hemel, en die regterhand van God sal sit, waar hy vir ons plek ook. Daarom as ons stil word op hierdie dag, uit dit vrede. Uit vrede. En tog geliefdes, noem ons dit goeie vryheid. Dis 'n dag wat ons nie rou bely en huil oor die dood van ons Here Jesus Christus. Nee, ons moet vreugde hê. Ons moet fees vier. Die Here het opgestaan. Here leef. Ons herdenk die dag nie soos die Jode wat bly is, omdat hierdie man uiteindelik klaar dood is. Ons herdenk dit vreugde wat hy my bestaan. Hy my plek aan die kruis geneem. Is God verlaat, sodat ek verlaat. As ons net op die tafel kom was, ons eet die brood en ons drink die wyn, dan roep ons die lydensweg van Christus oor die Gees. Ons dink weer terug aan hierdie pad van vernedering wat hy ons gestap het tot aan die kruis. Daar die brood eet, daar die wyn drink, en dankbaar is versoening wat hy ook vir my het. Dit is die kruis is die eindis. Opgestaan. Nee. Mag ons daarom ook die genade elke Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here ons Vader, dankie dat die seun verleen is. Van geboorte tot die kruis. Here dat hy deur al die vernedering gegaan het vir my. En dankie dat daar in die graf 'n draaipunt gekom het dat ons weet, dis nie hy bestemming. Hy het gesterf. Hy is neergelê, maar hy is opgestaan. Op die derde dag het hy opgestaan en die tempel weer herbou. Daardie het ons ontdek. Dankie dat ons in daardie genade kan. As verhoogde diens. En is hier ook duisend van die afvalstaal van ons sit. Soos kerkraad bevestig as ons. Here die ampte sien wat verdoen het. En seën die verhoogde dat ons die verheerlik kan. Want bid ons Here in ons self. Wat die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons gaan nou oor die lees van die formulier die bevestiging van kerkplaaslede. Ek vra dat die voorsitters vir die kans sal ondersteun. Gemeente van ons Here Jesus Christus, volgens die Ou Testament het God sy verbondsvolk veral deur die aanbraak, naamlik profeet, priester, koning. Here Christus het hierdie drie ampte in homself verenig, kragtens ons verbondenheid aan hom, en gesalf met die Heilige Gees, as hy bekeer elke Christen die ambt van gelowige as profeet, priester, koning. In die Nuwe Testament blyk dat God steeds sy verbondsvolk deur gelowiges laat bedien, wat veral op een van die drie aanstellings
In die Bybel is dit duidelik dat 'n amptdraer bekend is as iemand met 'n lewende geloof, met 'n begeerte om vir die Here te werk, wat bekwam is om te onderrig, wat ook gewillig is om daarvoor toegerus te word. Maar die Heilige Skrif word hier ernstig versoek. Derde moet 'n amptdraer onberispelik wees, die man van 'n vrou, nagtig, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, in alle opsigte betroubaar in die gees van God. Liefde broeders, na ernstige gebed tot God, is u tot die ambt te verkies. Aangesien daar geen wettige beswaar teen die weer en lewensmatte ongebring is, gaan ons aan voor ook in die ambt te bevestig. Broeder ouderling, u dra as opsiener en rentmeester van die huishouding van God, die verantwoordelikheid vir die opbou en geestelike versorging. U moet toesien dat alle gemeentelede belydenis en lewensmaat soos die lewende lid van die kerk van Jesus Christus gedra. Volgens die voorbeeld van Christus moet u die herderlike taak bediening doen. In voorbereiding, huisbesoek en siekebesoek, lidmate bystaan en troos, bemoedig en God se woord en inligting versterk. U moet ook vir die lidmate verantwoordelikheid neem sodat hulle gelei en geleer word om die Here te kan dien. En dit, die onordentlikes, onverskillikes, moet u in liefde bepaal. Volgens die bepalings van die kerkorde moet u teen diegene wat gesonde volhard die kerklike plig optree, sodat dit verkeerd kan kom. Gee ook ag op mekaar, en op die leraar, leer en lewe van die dienaar van God, sodat alles tot opbou van die kerk kan strek en geen verkeerde deur voorgedra word. Waarvan lees ons in Handelinge 20 vers 19, waar die apostels waarsku dat goed gewapend word deur die ledevolke wat in van Christus maak. Maak oor die erediens en sorg vir die onderhouding daarin. Werk met ywer en oorgawe deur die uitbreiding van die koninkryk van God. Toesig op die suiwer bediening van die woord en daar sorg en sakrament. Die instelling van die diakensambt wat voortvoer die barmhartigheid van God waarmee hy die skepping berou, lees ons van die Handelinge van die Apostels. En begin die apostels self die bediening van die armes behartig. Hulle het die gawes wat die Gees ontvang dan elkeen uitgedeel volgens sy behoeftes. Maar toe sommige bedetes versorging oor die hoofbesienis is daar op aandrang van die apostels manne gekies wat in die besonder die diens van die armes bewaar. Van die tyd af is die diaken kerk. Die diaken moet getrou en ywerig die bydraes en goedere wat gegee word versamel maak. Hulle moet ook besef sorg dat die middele tot ondersteuning vir armes gevind en moet die redes vir die dood ondersoek sover dit bestry. Na aanbehels ook die uitdeling dat hulle met verskeie versigtigheid maak. Derde is dit goed dat nie net met uiterlike gawes, maar ook met troostwoorde in die woord van aan die armes en belydenis te bring. Die diakens van die gemeente bemoedig en aanspoor om mekaar se las te dra, trou te wees as van barmhartigheid. Navolging van Jesus Christus, die kerk van die Here. Derde is die taak van die diaken om diens te verrig, viering van agbaal en belydenis. Geliefde broeders, u moet nou die volgende vraag reg antwoord, sodat elkeen kan hoor dat u bereid is om hierdie diens te aanvaar. Is u daarvan oortuig dat God self deur sy gemeente u tot hierdie besonders aangeneem? Aanvaar u die Ou en Nuwe Testament as die ware en onfeilbare woord van God en as die volkome leer van saligheid. U verwerk en alle leringe wat bestryd is met Bybelse waarhede, so saamgevat is in die woordlike van die Here. Beloof u om die ambt, soos dit aan die voorgehou is, getrou te volg, as ouderling, die kerklike regering saam met mekaar van die woord, as die diaken is van barmhartigheid. Beloof u om tot eer van God te doen en om aan die kerklike regering opsig te werk. Wat is hierop hoorbare antwoord? Is
ouderling verkans. As diaken oor die Here selfs, oor P.J. Kosie, oor Christian. Geliefde broeders, wees getrou in dienswerk. In die ernstige ondersoek van die Heilige Skrif. Wees voorganger vir die hele gemeente. Wees gewillig en bymoedig die nakoming van die gemeente ontvang hierdie amptdraers as gestuurdes van die Here. Bid vir hulle, werk met hulle saam. Nie stel jouself ook beskikbaar om toegerus te word as profeet, priester, sparkels. Geliefdes, terwyl die gemeente net so sit ons saam. Ons sal maklik ook hier in ons Vader. U roep ons tot die taak. U roep ons om in u koninkrykswerkers in die hand te wees. Gebruik ook die broeders Here dat hulle u sal soek. Here dat hulle u sal verkondig vir ons hart. Werk met hulle mee, dat ons as kerk u sal ons saam. Dis die koning van ons lewens, gebruik ons, en as ons gemeente ja. Sien hulle werk, Here dat die angswerk wat ons sal. Here dat bid ons in ons saam, ons bid in naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broeders, ek wil vra dat u nou draai dit doen. Dan ons, terwyl ons nie so sit saam sit, sal ek bid vir die herdag. Dis die seën Here, ons bid dat ons die seën wat ek doen. As ons staan sing, sal ek nie voorstel van ouder in die kerk, maar ja nie, maar net ons skip. Dan kan ek net in die draai, sal ek bid vir die herdag. Geliefdes, ons gaan nou oor die lees van die formulier en die bediening van die Heilige Naam. Geliefdes in die Here, die Heilige Naam kon ons steeds in Jesus self instaan. Paulus sê in Korintiërs 11 vers 10-26, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgeneem. Die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, doodgeneem, en haar uit die dag, het gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek. Doen dit op my gedagtes. En so die beker na die ete met die woorde, die beker is die Nuwe Testament. Hy doen dit so dikwels as jy daarin drink op my gedagtes. Want so dikwels as jy die brood eet, die beker drink, verkondig jy dood van die Here te bly. Die nagmaal is die eerste verbondsmaal.
vesting. En as vir ons maaltyd met die volgende betekens. Die eerste is die nagmaal, 'n gedagtenis. Die Here het by die installaar gesê, doen dit tot my gedagtenis. Met die gebruik van die brood en die wyn roep die gemeente om die hele lydingswerk van Jesus Christus te gees. Hy sê, lewe gee. Toe hy van God verlate was in my terugbreek, my God, waarom het U my verlaat, sodat ons nooit weer verlaat sal word. En hoe hy soos 'n koringkorrel die grond geval en gesterf. En tweedens is die nagmaal 'n mark. So seker as wat hierdie brood vir ons oorgebreek, hierdie beker aan ons gegee word, en ons het met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, sy sterkte en sy opstaan. Hierdeur waarborg hy sy soeverdienste vir ons so volledig, asof ons self oorkoms, self die straf vir ons sondes gedraai, self waarvoor gesterf en opgestaan, en self ons geregtigheid vir God verwerk. Christus sê immers, dit is my liggaam, dit is my bloed. Die sekerheid wat hierdie waarborg ons gee is nie gegrond op ons eie gevoelens of stemming nie, maar op die tekens in die hart van die Here. Dis die Here self bevestig. En derdens is die nagmaal 'n gemeenskapsmaal. Die nagmaal vier ons die gemeenskap met Jesus en die mekaar. Die nagmaal verbind ons met sy woord en help ons om 'n gemeenskap met leef. En die Heilige Gees is Christus in die nagmaal by ons woord. Verder word ons deur die Gees ook met mekaar as lede van een liggaam broederlike liefde verbring. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons almal deel aan die een brood. En vierdens is die nagmaal 'n verwagtingsmaal. Ons verkondig by die nagmaal ook ons toekomsverwagting. In die feesmaal, die versekering dat die Here Jesus een met ons is. En tog sien ons as sy bruidskerk vooruit na sy wederkoms. Ons verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal verlang die gemeente as bruid van Christus, wat bruidelsmaal van God. Tydens is die nagmaal ook 'n vreugdefees. Die nagmaal spreek die tekens van die dood en pyn, dood en lyding en sterwe van Christus. Nogtans staan die nagmaalsviering nie die teken van rou en feit. Dis 'n vreugdefees. Want die Heilige bevestig hier op besonderse wyse die vrugte van sy lyde, sterkte en opstanding van sy gemeente. En slot is die nagmaal ook dankbaarheidsmaal. Net om uit die tekens dank ons Christus met ons hele wees. Dis ook ons ernstige voorneming om my dankbaarheid ons gedeelte nie aan God te bring. Ons doen dit met opregte hom en ons naas. Christus het ons beveel om die nagmaal te vier. Maar ons te doen, verseker die Heilige Gees ons van twee uitsonderlike ware. Jesus Christus het vir ons sondes gesterf, en in die geloof word ons so met hom verenig, asof ons self alles gedoen, die skuld vir God en volle betaal. Verder voed Christus deur die nagmaal ons seën in ewigheid. Aangezien ons begeer om die seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen homself vooraf eerlik sal wees, sodat hy nie 'n oordeel op homself sal eet of drink. Ons word opgeroep ernstig na te dink oor alle sondes wat ons met gedagtes, woorde of dade doen. Daar is ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die wil van God te doen. Hierdie selfondersoek moet ons bring tot opregte berou voor die Here. Ons moet opreg glo dat al ons sondes gevolg van die soeverdienste van Christus vergewe is, en dat alle sondes wat teen ons sin oorgebly met sy lyde en sterkte weg. Ons moet ons ernstig voorneem om voortgaan ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, deur 'n ware liefde vir hom en ons naaste te deel. Maar by ons opregte ernstig begeer te wees dat die Here ons geloof deur hierdie nagmaal sal versterk. Mag jou magtig barmhartige God die Vader, ons Here Jesus Christus, deur die Heilige Gees, ons daartoe help. Amen. Dit is terwyl die apostels op die tafel gaan voorberei, ons net so sit as ons saam die Psalm 20
Psalm 23 vers 3, bring vir my die tafel in gereedheid. My hoop en my bid, sit net soos ons saam in Psalm 23 vers 3. Liefdes om die nagmaalskarakter, altydskarakter van die nagmaal te hou, ons het nie so saam gepraat. Ons sal wagte op God deur die ons Vader. U roep ons op, die tafel op ons. Om die brood te eet, 'n teken van die liggaam van ons Here Jesus Christus wat vir ons gedoen is. Wyn te drink is 'n teken van sy bloed wat vir ons gedoen is. Maar Heer, dat ons nou die teken sal vashou. Ons hom sal sien daaraan. Dat ons sal voed en sal versterk. Dat ons ook met nuwe krag en woord sal gaan. Ons bid die dinge in onsself. Bid die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Liefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap die liggaam van ons Here Jesus Christus. Eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam ons gebreek is met 'n voltooide versoening van al ons sondes.
Dit is nou weer ons tekens van die bid en bly. En ons ook sy lof groot maak, ons gaan dit doen met die woorde van Openbaring 1 vers 5 en 6. Jy kan saam met my staan terwyl ons dit doen, want ons moet saam kyk. Aan hom wat ons lief gehad, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak die konings en priesters in sy openbare, aan hom die heerlikheid, krag en magtigheid. Amen. Van wat ek God, Heer ons Vader, dankie dat U ons nou gevoed het, die tekens van die dood en pyn. Maar dankie dat ons nie daar moet vasthou en dat ons weet, daar is iets meer. Daar is die liggaam en die bloed wat vir ons gebreek en gevoed. Heer, dat ons ook in daardie weet sal gaan. Sterk ons deur die Gees by hierdie naam. Ons moet uitgaan, ons die liefde en die U ons vrede sal. Ons bid alles in ons saam, aan die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Dit is die kan die plek hê. En dit is as God saam sing, Psalm 186, Psalm 186, 1, 8, 6, daarvan vers 1, 2, 4, staan dit, want ons staan dit aan uitkies. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap met Hy en sy liefde. Amen.